Die luister na Klankkoerant en die Vryheidsfront Plus het 'n dringende beroep gedoen dat fluitjieblasers in Suid-Afrika beter beskerm word. Volgens die party toon die geskiedenis van onder meer Babita Deokaran en Ethel Williams dat die huidige wetgewing onvoldoende is om dapper individue wat korrupsie aan die kaak stel veilig te hou. VF+ LP Philip van Staden waarsku dat Suid-Afrika se misdaadintelligensie nie opgewasse is om selfs bestaande wetgewing te implementeer nie en noem die situasie 'n ernstige bedreiging vir geregtigheid en integriteit in die land. En Philip sluit nou ook by ons aan. Goeiemôre Philip, dankie vir jou tyd. Môre Susan, lekker reën by vanoggend het ons het, né? Absoluut. Ja, die koue is op pad, maar ek sien die son is besig om ons met sy vinger in die oog te steek. Wat sou jy sê, Philip, is die grootste tekortkoming in die huidige wetgewing wat fluitjieblasers moet beskerm? Dit is Susan, dit is eintlik skrikwekkend. Suid-Afrika beskik tans oor 15 wette wat op die wetboeke geplaas is, verskoning, wat veronderstel is om fluitjieblasers te beskerm. Nou, ons begin by die grondwet, dit is een van hulle, dan het ons die wet op die beskermende openbaarmakings en dan die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte aktiwiteite. Dit is maar net 'n paar van dit om op te noem, maar duidelik is hierdie wetgewings nie voldoende nie. Soos ek reeds ook gesê het in Vrydag in die parlement gesê het, dit is die VF+ se standpunt dat dit duidelik is dat dit van kardinale belang is dat die effektiwiteit van misdaadintelligensie om misdaad te voorkom verbeter moet word. Nou, ongeag die vraag moet gevra word, ongeag al die wetgewing waar Suid-Afrika beskik, ongeag oor al die beleidsstukke wat in plek is, of nog meer wetgewing gebydra tot die voldoende beskerming van fluitjieblasers. En ek dink die vraag moet ook gevra word, beskik Suid-Afrika tans oor die nodige ervaring en kennis, die nodige intelligensievermoë en die nodige mannekrag om die reeds bestaande wetgewings voldoende te polisieer, en het ons daardie vermoë om toe te sien dat die wetgewing nagekom word, en ek dink die antwoord is duidelik nee. Ons het dit nie, en ons sien dit tans gebeur, soos die name wat jy nou genoem het. Daar's verskeie fluitjieblasers, Pamela Mbini, wat vermoor is, Ethel Williams wat land uitgevlug het, Babita Deokaran, soos jy ook nou genoem het, wat vermoor is, Jimmy Muslasla wat vermoor is, en Martin Ngoyi wat afgedank is by Prasa, sy moes terugveg om haar werk terug te kry, weens intimidasie, weens korrupsie wat sy ontbloot het. Jy weet, al die tipe van goed. So, ek dink nie ons het vandag, jy kan hoeveel wet op die wetboeke hê, maar as dit nie voldoende gepolisieer kan word, gaan dit nie hierdie mense beskerm nie. Ja, en dit het 'n groot invloed as jy praat van polisieering ook, want jy moet intelligensie data hê om noodwendig 'n suksesvolle vervolging te kan kry, en wanneer persone sien dat daar nie beskerming is vir hulle wanneer hulle met inligting vorendag kom nie, of intelligensie vorendag kom nie, gaan hulle dit weerhou. Ja, dit is so, jy kry die geval deesdae wat mense 'n blinde oog draai vir korrupsie. Hoekom? Want hulle word in die eerste plek, sien hulle dat die mense wat korrupsie ontbloot word, geïntimideer, hulle word aangeval, hulle moet betaal met hulle lewens daarvoor, is 'n baie duur prys om voor te betaal. So baie mense dra deesdae 'n blinde oog daarvoor, omdat daar onvoldoende beskerming vir fluitjieblasers is. Ek dink as die wetgewing voldoende gepolisieer word, misdaadintelligensie word opgeskerp, en al die tipe van leemtes word uitgesorteer, dink ek sal mense meer genoeg wees om na vore te kom om korrupsie te ontbloot, maar ek dink deesdae is mense maar net te bang om dit te doen. Jy weet, ons moet ook in ag neem dat as gevolg van die swak hantering van strafregsaake, leemtes in die oordrag van dossiere tussen die polisie en die nasionale vervolgingsgesag, die onvolledigheid van ondersoeke, die integriteit van bewysstuk en getuienis wat nie behoorlik en met die nodige sorg hanteer word nie, is vervolgens dikwels onsuksesvol. So baie mense sê nou, maar wat help het ek blaas die fluitjie, ek moet deur al hierdie goeters gaan wat my lewe drasties inperk, wat my gevaar op my lewe stel, wat my familie se lewe in gevaar stel, maar op die einde van die dag gebeur daar tog niks nie, jy weet. So dit is problematies waarmee ons sit. Kan ons praat oor die 2023 besprekingsdokument oor hervormings, hoekom dit nog nie gefinaliseer is nie? Ja, die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het in Junie 23 die fluitjieblaser beskermingsraamwerk begin skryf daaraan en hy is gepubliseer. Ek het gaan kyk na hom, maar hy is nog nie gefinaliseer nie. Die president het hom ook daartoe verbind om hierdie raamwerk af te handel, en dan ook om nadat die dokument afhandel is, die fluitjieblaser beskermingswet in die parlement ter tafel te lê. Hy het hom daartoe verbind hierdie jaar in die staatsrede wat in Februarie vanjaar plaasgevind het. Ek het donderdag in ons caucus het ek vir my kollegas gevra of hierdie dokument al afgehandel is, en niemand raak kennis dat die dokument wel afgehandel is nie. So persoon sal dink dat mense sal dink dat sake van hierdie wat van uiterste dringendheid is eintlik die nodige aandag moet kry wat dit verdien, maar dit lyk of op hierdie stadium, en ons weet
die parlement is oorwerk. Daar's verskriklik baie goed wat bottleneck op die stadium. En ek dink nie hierdie ding gaan baie vinnig afgehandel word nie. Hy het hom nou self daartoe verbind. So kom ons hopelik voor die einde van die jaar. Hopelik sien ons so iets, jy weet, so. Ja. Gesels met Philip van Staden, VF+LP. Philip, hoe kan die burgerlike samelewing en selfs politieke partye saamwerk om vletjieblassers se veiligheid en regte, hulle loopbane te beskerm en te versterk, selfs al versuim die staat om dit te doen? Ek dink is baie moeilik op hierdie stadium. Ek dink as jy nie beskerming van die nasionale regering af gaan kry nie, dan kan die publiek en die privaat sektor daar buite sy mense kan probeer beskerm soos hy wil, maar as hy nie die wetlike ondersteuning daarvoor gaan kry nie, dink ek nie gaan dit so maklik wees nie. Ons sien baie korrupsie in die privaat sektor ook. Ek meen ons het gesien van goed so Steinhoff wat al gebeur het, wat die land geruk het, jy weet. Ons het gesien wat die Gupta broers met staatskaping in Suid-Afrika basies bankrot gelaat het, jy weet. Ek dink is 'n baie moeilike ding as jy nie die nodige polisieering het nie, die nodige polisieering van wette nie in plek is nie. Ek dink op die stadium sal die privaat sektor meer in staat wees om dalk sy vletjieblassers te beskerm. Dit hang ook af van die aard van wat die tipe korrupsie gaan wees. Maar dit is maar moeilik. Ek dink nie dit is maklik nie, maar ek wil tog sê dit moenie mense ontmoedig om wel korrupsie aan te meld of te ontbloot nie. Ons moet onthou, Suid-Afrika het ontaard in 'n land waar korrupsie daagliks soos 'n kanker in die samelewing vreet en dit is besig om ons almal stukkie vir stukkie te vernietig. Ons lees daagliks daarvan in die media en ek dink ons kan net nie meer langer 'n blinde oog daarvoor dra nie, maar ons moet die voldoende beskerming kry van die staat se kant af ook. Ek wil vir jou laastens vra, Philip, wat is jou raad aan persone wat vandag na jou luister en sê, maar ek is bewus dat in my organisasie of waar ek werksaam is daar onderduimshede, daar is ongeruimthede, daar is korrupsie. Wat staan daardie persone te doen? Want ek kry ook nou hier 'n boodskap van 'n persoon af en ek sal nie sy naam noem nie, maar wat sê ek was werksaam in 'n kantoor. Ek het die fluitjie geblaas teen ongeruimthede en my pos verloor. Dis die ding, dis so sien wat met hierdie dame by Prasa ook gebeur het. So ek dink die vlak van korrupsie verskoning op die stadium so hoog in Suid-Afrika en dis nou presies soos die persoon het nou die fluitjie gaan blaas en die persoon het nou sy werk verloor. Wat nou? Of haar werk verloor, jy weet. So dit is die ding. Ek dink tog wat mense moet doen as jy korrupsie opmerk in jou organisasie of in jou besigheid of in jou staatsdepartement, gaan na iemand toe wat hoor as jy wat jy kan vertrou, wat jy weet jou sal probeer beskerm ten alle koste en maak die goed bekend. Anderste moet jy vir jou prokureur kry wat jou kan bystaan, dat jy saam met jou gaan na die nodige owerhede toe, die goed gaan aanmeld om toe te sien dat daardie prokureur dan toesien dat die nodige beskerming in jou gebied word. Maar ek dink wat ons tans in Suid-Afrika beleef waar nie die nodige beskerming deur die staat en deur die owerhede gebied word nie, moet daar iets in plek gestel word wat die mense daar buite beskerm kan word. So ek sal sê, in die eerste plek, kry vir jou prokureur om saam met jou die ding pad te stap en dan om sodoende hierdie goed aan die kaak te kan stel. Baie belangrik. Philip, baie dankie vir jou tyd vanoggend, voorspoed ook vir die res van jou dag. Dankie Susan, lekker week. Dit is Philip van Staden, hy is die VF+LP wat met ons gesels het oor vletjieblassers in Suid-Afrika en dat hulle beter beskerm behoort te word. Klankoerant. Wêreldnuus op jou voorstoep.